ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is besig met Johannes 6. En in ons laaste opname het ons aan die einde gekom van hoofstuk 21, wat 'n soort van 'n interlude was, 'n tussenpose, 'n intermission, tussen die eerste dag van die vermeerdering van die brode en die tweede dag waar hierdie baie kritiese en belangrike en konflikgesprek tussen Jesus en die massas plaasgevind. En dit was, Jesus loop op die water en openbaar homself aan sy disippels as die meester van die natuurwette. Loop op die water, hulle neem hom in by die boot, kom aan die ander kant aan. Nou moet jy weet, so hulle het daai dag, het hulle beleef hoe Jesus die brood vermeerder en homself bewys as die meester van kwantiteit. Nee, ek moet nou net myself nou weer herinner. Water en wyn was die meester van kwaliteit. Ek wil my nou so half, wil ek nou dink, ek het dit nou in die vorige video nou nie so lekker gehad nie, ek het dit omgeruil. Dink ek het in die vorige video gesê, die meester van kwantiteit, maar dit is nou nie waar. Ek moet nou vertaal uit Engels uit. The master of quality, the master of quantity, the master of distance, the master of wat is er nou nog? Nee, natural law. So, Handelinge 2, Johannes 2, ek moet nou so kop hou hier. Handelinge 2, water en wyn is die meester van kwaliteit. Kwaliteit, ja, miskien het ek dit reg gehad. En dan die genesing van die edelman se seun oor afstand, die meester oor afstand. Nee, al die menslike hindernisse, nee, 7 menslike hindernisse wat Johannes skrywe in sy evangelie, waar Jesus openbaar word, die meester van hulle almal. Dan het ons gehad, wat het ons gehad? Die man by Bethesda, die meester oor tyd. Dan die vermeerdering van die brode, die meester van hoeveelheid of kwantiteit, quantity. Nee, hulle het net 5 broodjies, Jesus maak genoeg brood vir 10.000 mense en dan bly daar nog massas oor. Jesus loop op die water. Nee, Jesus is die meester van natuurlike wette. Hy is die meester van dit alles. Nee, so belangrik dat elke wonderwerk wat Jesus verrig, is 'n openbaring van wie hy is, want die doel daarvan is om geloof te kweek in wie hy is. Die probleem wat jy nou gaan sien, is dat Jesus vir die mense sê, wat nou, hulle soek hom nou, hulle wou hom nog koning maak gister, en toe verdwyn hy net. En nou gaan hulle met hom praat daaroor, en hy gaan hulle reguit aanvat en sê, so ek loop nou so 'n bietjie vooruit, maar jy gaan dit nou self sien in die teks, hy sê, julle soek my nie, omdat julle weet wie ek is nie, maar oor wat ek vir julle kan doen, en ek stel nie daarin belang nie. Ek is die Here, niks anders nie, nee, niks minder nie, ek is die Here, niks minder nie. So, kom ons kyk hoe hierdie konflik gaan uitspeel, en nou ja, dit het toe nou baie dramaties geëindig, taamlik 'n lang hoofstuk, so kom ons kyk hoe ver kom ons in hierdie opname. Vers 22. Die mense wat oor kan die see was, het gesien dat daar net een skytjie is, en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skyt geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skytjies van Tiberias af aan, naby die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie, en sy disippels ook nie, het hulle in die skytjies geklim en na Kapernaum toe gevaar, op soek na Jesus. En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier aangekom, of dalk ook, hoe het u hier aangekom? So Johannes bring nou daai storie baie mooi in, Jesus gaan alleen berg toe, die disippels gaan alleen Kapernaum toe, maar toe hulle hom gaan soek, toe kry hulle Jesus en die disippels saam in Kapernaum, en hulle weet, hy het nie saam met hulle gery nie, so daar's hierdie leemte, hierdie gat in die narratief,
Historietjie het 'n missing link. So, wat? Nou vra hulle vir hom, hè? Hoe dit nou gebeur? Maar wat interessant is dat Jesus glad nie hulle ontmoet op die vlak waar hulle die gesprek bring nie. Jesus gaan nou direk met hulle praat oor die wit olifant in die kamer. Hy gaan nou reguit sny. So vers 26, onthou nou hulle het gevra, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Jy gaan nou sien dat Jesus die vraag totaal en al ignoreer en praat oor die belangrike saak, waaroor daar eintlik gepraat moet word. Hy antwoord hulle en sê, dit verseker ek julle, julle soek my nie, omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Nou, wanneer Johannes sê, julle soek my nie, omdat julle die tekens gesien het nie, is die bedoeling, dat julle die teken gesien het, en weet waarheen dit wys. Die vermeerdering van die brood wys na 'n baie groter saak as die vermeerdering van die brode. Dit wys na wie Jesus eintlik is. Die identiteit van Jesus is op die tafel. Jesus sê vir hulle, julle soek my nie omdat julle weet wie ek is nie. Julle die tekens gesien nie. Ja, hulle het die vermeerdering van die brood gesien en dit deel gemaak, hulle het geëet daarvan, maar hulle het nie gesien waarna dit wys nie. Hulle soek nie, julle soek my nie oor wie ek is nie. Julle soek my omdat julle geëet en versadig geword het. Julle soek my oor wat ek vir julle kan doen. Julle het lang lyste behoeftes. En ek vertoon as die persoon wat in al julle behoeftes kan voorsien. Het jy werk nodig? Jesus sal dit doen. Het jy die regte huweliksmaat nodig? Jesus sal dit doen. Het jy nodig dat jou huwelik gered word van te pletterloop op die rotse? Jesus sal dit doen. Het jy finansies nodig? Jesus sal. Het jy genesing nodig? Jesus sal. Hy is die groot partytriek man. Hy sal die haas uit die hoed pluk. Julle het plek vir my in julle lewens en ek sien nie kans daarvoor nie. Ek is nie beskikbaar vir 'n plekkie in jou lewe nie. As jy weet wie ek is, soek jy nie vir my 'n plekkie in jou lewe nie, jy lê jou hele lewe voor my neer. Omdat ek is wie ek sê ek is. Ek is nie jou lyfbediende nie. Ek is die Here van die heelal. En jou saligheid, en jy gaan nou hoor hoe Jesus dit vir hulle verduidelik, jou saligheid hang daarvan af. Dat jy voor my jou lewe neerlê as die Here, daarin lê die saligheid. Baie mense kom na Jesus toe, gee hulle lewens vir Jesus, in aanhalingstekens, omdat hulle in 'n bepaalde krisis is. So kom ek dis nou 'n situasie op, sodat jy kan sien waarvan ek praat. So hier sit 'n vrou, en sy het nou gehoor haar man is ontrou aan haar, en hy wil nou van haar skei. So haar hele lewe is op die punt om verwoes te raak. Dis 'n geweldige krisis waarin sy haarself bevind. So nou gaan sy kerk toe. Nou in die kerk sê die ou daarvoor, sê nou maar, die ou daarvoor, sê, as jy Jesus wil hê, steek op jou hand. As jy jou lewe vir die Here wil gee, steek op jou hand. So sy steek op haar hand. Nou is die vraag, en hier is 'n belangrike vraag, want dis presies waaroor Johannes hoofstuk 6 gaan. Hoekom kom jy na Jesus toe? Kom jy na hom toe om vir hom jou gebroke huwelik te gee, sodat hy dit vir jou moet regmaak en jy weer kan aangaan met jou lewe? Of kom jy na Jesus toe omdat jy deeglik verstaan dat die minste van jou probleme is die feit dat jou huwelik op die rotse is?
Dis die minste van jou probleme. Wat jy eintlik verstaan, is dat jy heeltemal verlore is, omdat die Here Jesus nie jou Here is nie. En dis die grootste probleem. Jou ewige saligheid is op die spel. Dis 'n belangrike vraag. Nou wil ek net vir jou sê, uit persoonlike ondervinding, maak nou nie saak hoe klein of hoe groot daardie ondervindingssirkel is nie. My persoonlike ondervinding is dat baie mense, dalk die meerderheid van die mense, kom nie na Jesus toe om hulle lewens vir hom te gee nie. Hulle kom gee net vir hom hulle krisis. Die res, heeltemal oukei. Jesus moet net die krisis beredder. My kind is gevang daggarook en hulle het hom arresteer, nou kom ek na Jesus toe. Ek kom nie na Jesus toe met my lewe nie, nee. Hy moet net my kind uit die tronk uithaal. En dit so bewerk, dat die aanklagte teen hom verdwyn, sodat hy kan skotvry weggaan. Of, hy moet net my kind help om op te hou daggarook. Dis eintlik al wat ek wil hê. Jesus sê, ek stel nie daarin belang nie. Waarom stel hy nie belang nie? Dat my kind op 'n daggarook? Nee, ek stel nie belang in die feit, dat jy my koning wil kroon, oor wat ek vir jou kan doen, en nie oor wie ek is nie. Ek stel nie in daardie posisie belang nie. Ek onttrek my. Hierdie is 'n baie belangrike woord. Jy moet dit sien. So kom ons gaan aan, ons kyk, hoe ontwikkel die saak, want hierdie is nog early days in die hoofstuk. Dit kry baie diep donker note, soos hierdie hoofstuk verder gaan. So vers 27. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. So, uit hulle konteks uit, in die vorige dag, het Jesus, toe hulle honger was, brood vermeerder. Nou wil hulle hom koning maak, want hulle het plek vir hom. Wie wil nie so 'n koning hê nie? Voedselsekerheid vir die res van sy heerskappy. Ons het plek vir Jesus. Jesus sê nie, ek stel nie daarin belang nie. Nou sê hy, so kom ons praat oor die konteks van eet, want dis wat Jesus nou gaan gebruik. Sê al julle moeite, al julle energie, al julle breinkrag, al julle geld, gaan in die bevrediging van julle behoeftes. Hoe belangrik, of hoe onbelangrik dit ook al is. Julle hele lewens draai om julle oorlewing, en julle handhawing, want dis nie alles net oorlewing nie, dis ook handhawing. Gaan oor jou behoeftes, jou begeertes, jou planne, jou lewe, jou gesin, jou kinders, jou bediening, jou werk, jy weet, jou familie, jou geld, jou erfporsie, jou pensioen, alles net jy. Jy. Nou kan jy sê, ja, maar dis mos nou nie onredelik nie, 'n mens word honger, jy is nie van klip gemaak nie. Ja, nee, want mense doen dit. Ja, maar nou niks fout met pensioen. Nie wat dit sê as fout daarmee nie. Jesus sê nie as fout daarmee om honger te raak. Jy sien wat hy sê nie? Hy sê net, julle het net oë vir julle self. Dis wat hy sê. Hy sê, julle eie lewens, julle werk vir goed wat in elk geval gaan vergaan. Sê, maar as ek nie eet nie, gaan ek in elk geval dood. Ja, is waar, dood sal jy definitief gaan. Maar kan jy nie sien nie, dat alles wat jy doen in jou lewe, is so gespits daarop, om gewig te dra, in die areas van jou lewe, wat in elk geval vergaan. Dit vergaan. En wanneer jy sterf en jy gaan, dat wanneer jy sterf en jy voor God staan en verantwoording doen vir jou lewe, dan maak dit nie saak, of jy net droë brood geëet het vir jou hele lewe lank, of oesters en kaviaar nie. Dis net nie 'n faktor nie. Dan maak dit nie saak
oor hoeveel vierkante meter die oppervlakte van jou huis was nie. Maar al jou energie gaan daarin, dat jy 'n adres het op die regte plek in die kar nie, dit nie die status nie, nie daai nie. Maar wanneer jy voor God staan, is dit asof daardie goed net nooit was nie. Dan het jy al jou tyd en lewe belê in iets wat nie meer bestaan nie. En nou moet ek rekenskap gee, en ek het niks om te wys nie. Van dit help nie, ek wys my bankstaat nie, van dit tel nie. Dit help nie, ek bewys of wys al my grade nie, en diplomas en sertifikate nie, maar dit tel nie. Die sand waarop ek staan is meer werd as dit. So nou is ek in 'n conundrum, en dis wat Jesus vir hulle sê. Julle werk vir goed wat so vlietend en tydelik is, en jou hele lewe draai rondom dit. Jy sal dink, ja, maar my lewe is daar baie meer betekenis. My hele lewe draai om my kinders. Dis presies dieselfde argument. Jy belê, jou kinders is absoluut alles, jou hele identiteit en bestaan word geregverdig deur 'n verhouding met jou kinders. Hulle is nie ewig nie. En as hulle sterf, wat dan? Als weg. Identiteit bestaan, rede vir bestaan als weg. Ja, dis waar baie mense staan. En as jy sterf, staan jy voor God sonder jou kinders. Nie eers jou kinders is die ewige bestemming nie. Jy moet pas op. So Jesus gaan dit in Matteus, sal hy ook sê, jy moet pas op waarop jy fokus, want die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, dan is die lig in jou duisternis. Hoe groot is die duisternis dan nie? Pas op waarop jy fokus. En hulle fokus is verkeerd. Hier staan God in die vlees by hulle. En al waaroor hulle kan worry, is kos om te eet. Hulle het kans om Jesus vas te gryp, die bron van die lewe. En alwaar hulle kan dink is, kry hierdie broodvermeerder in Jerusalem op die troon, dan is ons lewe geweks. Waarvan praat julle? Waarvan praat julle? Die gawe van God is reg in julle binne. En jy is geworried oor wat 'n soort kar ry jy. Kyk. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? Ek lees nou die 83 vertaling. Die ou vertaling sê, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Wat moet ons doen? Wat jy nie nou gaan hoor Jesus sê is, jy hoef niks te doen nie. Ek het alles gedoen nie. Jy gaan nie dit nou hoor nie. Jy gaan dit nie nou hoor by Jesus nie. Jy gaan dit nie hoor by Petrus as hy in Handelinge preek nie. Jy gaan dit ook nie hoor by Paulus en Silas as hulle in Handelinge 16 met die tronkbewaarder in Filippi praat nie. Wat moet ek doen? Sê nie een van hulle, jy hoef niks te doen nie. Jy moet net glo in alles wat Jesus vir jou gedoen het. Dis nooit hulle antwoord nie. Nie net, is dit nie Jesus, Petrus, Paulus en Silas nie hulle antwoorde nie, is dit geen een van die Bybelskrywers van Matteus tot by Openbaring se antwoord, ooit nie. So hoe het ons daar aangekom? Sien, dit sulke vrae sal my eindeloos amuseer. Waar het ek dan aan dit gekom? So hulle vra vir Jesus, wat moet ons doen? En let op, dat Jesus nie sê, jy moet die Sabbat onderhou en die wette onderhou nie. Dit is nog 'n ander ding. Ek dink dis dikwels meer belangrik, in 'n sekere sin, meer belangrik om te sien wat Jesus nie sê nie. Want dit wat hy nie sê nie, aksentueer wat hy wel sê.
Ons lees wat hy sê, maar ons lees ook nie lekker wat hy sê nie. Ons lees net so oor, wip, 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 wip. En dan help dit my baie, om net stil te staan en te lees, wat staan hier? Ok, wat staan nie hier nie? En dan skielik begin wat daar staan vir my so uitstaan soos 'n paal bo water. Wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Of, soos die nuwe vertaling sê, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? Kom ek hou nou by, net vir 'n rukkie op die 83, lees ek verder. Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Ou vertaling sê dit daar vir my selfs beter. Hy sê, dit is die werk van God. Hulle vra oor die werke van God, meervoud. Jesus sê, dit is die werk van God. Dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Hiermee sê Jesus vir die skare, julle glo nie in my vir wie ek is nie. En dis die konflikpunt in Johannes hoofstuk 6. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo, wat werk u, dat u is wie u sê u is. En jy gaan, waar was julle gister? Met die vermeerdering van die brode. Die disippels, wat na hierdie gesprek sit te luister, sê, waar was julle gisterand, toe hy op die water geloop het? Waar was julle die bruiloft te Kana, toe hy die water in wyn verander het? Ensovoorts. Waar was julle, toe die storm op die see en Jesus bestraf die wind en het gaan lê en ons wonder wat 'n soort mens is hierdie, dat selfs die winde en die storms na hom luister. Wat 'n teken doen hy dat ons kan glo dat hy is wie hy sê hy is? Jesus reageer. Hulle sê eers verder vir hom, ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, so hy sê, Moses het die werke van God gedoen. Hy het manna laat uitkom uit die hemel, en kwartels, en water uit 'n rots, en so aan. En jy dink, ouens, luister na julle self. Hier stap Jesus in julle midde, hy doen goed wat nog nooit opgeteken is in mense jeugenis nie. Hy wys dat hy van God af is. Hoofstuk 3 van die Evangelie van Johannes, sê Nicodemus, ons weet dat u van God afkom, want niemand kan hierdie dinge doen, wat u doen as God nie met hom is nie. Dis hoofstuk 3. Ons is nou hoofstuk 6. Nou wil die skare weet, nee, oké, ja, al die goed tersyde, wat gaan jy vir ons doen? Toe, wys 'n bietjie, dat jy is wie jy sê jy is. So Jesus is nou 'n spektakel. Hy moet nou iets doen daar, hy moet nou wys. Ons is vandag nog so. En ons sê hulle, maar Moses het manna uit die hemel laat neerkom. Nou sê Jesus vir hulle, ons sluit daarmee af. Jesus sê, ek sê vir julle, dis nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee aan julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood. Dis nie iets wat ek vir julle moet gee nie. Ek is dit. Dis nie 'n produk nie. Dis 'n persoon. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Nou, ek gaan nou hier stop, maar definitief, met die volgende video, moet ons begin by die versie wat ons nou laaste gelees het, vers 35. Sodat ons kan hoor wat Jesus vir hulle sê, wat die waarheid is. Dis nie net Jesus wat dit vir hulle sê, 2000 jaar terug nie. Dis ook Jesus wat dit vandag vir ons sê, in hierdie postmoderne, supermoderne era. En ons het nodig om fyn harte te hê, dat ons duidelik kan hoor wat Jesus sê.
Want daarin lê die ewige lewe. elke knie sal buig.